Yes, I am. Yes, Lord Jesus. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house. In my Father's house, there's a place for me. Thank you, Lord. I'm a child of God. Yes, I am. Een keer in my Father's house, kom familie. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Thank you, Jesus. I'm a child of God. Thank you, Jesus. Here, vanmôre wil ons U net kom eer en U kom aanbid. Dankie vir U liefde. Dankie vir U genade. All my life, You have been so faithful. There are so many times, Lord, that I do not deserve Your love and Your goodness and Your faithfulness, but You are faithful. Here, dankie dat U nie soos mense is wat teleurstel en seer maak nie, maar dat U kom om ons vry te maak en heel te maak. Dankie vir U liefde. Terwyl ons dit nie verdien nie, Here, terwyl U woord sê, terwyl ons sondaars was, het U ons lief gehad. Dankie Jesus vir die prys wat U vir ons betaal het, in U liggaam en met U bloed. Dankie dat U vir elkeen van ons kom sterf het. Maar dankie ook, Here, dat U die dood oorwin het, en dat ons vanmôre kan sê, dood, waar is jou angel? Dankie dat die dood nie vashou het op ons nie, want ons lewe in Jesus, in U, ons Christus. So vanmôre as liggaam wil ons U net kom erken as ons God. Kom bely dat U die Here is oor ons lewe. You are Lord over our lives. Amen. Amen. Vanmôre kan ons net kom sê, ons is lief vir U Abba Vader, lief vir U Jesus Christus, en lief vir U Heilige Gees. Vanmôre bely ons afhanklikheid van U as God Drie-enig. Here, ons kan nie en ons wil nie sonder U lewe nie. Elke oomblik, elke dag het ons U nodig, Here. Ons eer U, ons aanbid U. Ons loof en ons prys U. Amen. Ons het verlede week so 'n bietjie gesels oor die onderwerp, wen jou interne oorlog. Ons gebruik hierdie tema om te praat van daardie worstelstryd waar Paulus homself in bevind het in Romeine hoofstuk 7 vers 19, waar hy sê, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie. En die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. En ek dink meeste van ons kan assosieer dat ergens in ons lewe kom jy op 'n plek waar jy regtig die Here wil voluit dien. Dat jy sekere voorneme neem waar jy sê, ek gaan nou ophou chocolates eet. Ek gaan nou ophou lelike gedagtes hê. Ek gaan ophou vloek. Nie omdat mense dit sê nie, omdat jy skoon en rein voor die Here wil lewe. Maar baie meer dan sê jy, Here, ek beloof, ek sal dit nooit weer doen. En oor 3 dae dan vind jy jou voordat jy dink, dan doen jy dit of jy sê dit en dan voel jy so skuldig, want jy het beloof. En dan bid ons, Here, ek beloof dat ek beloof het, en ek weet ek het al voorheen beloof, maar die woord van die Here sê, moenie beloftes maak nie. Okay? Laat jou ja en jou nee wees. Maar in dit faal ons. En dan voel ons baie keer, ons is nie goed genoeg nie.
Ons is nie waardig nie. En dan sê Paulus, dit wat ek wil doen, dan vind ek dat ek dit nie doen nie. Ek wil vanmôre aangaan, want verlede week het ons gekyk na 2 vyande, wat 'n innerlike oorlog teen ons verklaar het. 'n oorlog teen God verklaar het. En die eerste vyand het ons gesê, is die wêreld en die wêreldse struktuur en sisteem. Nie die blomme, die water, die see, die valleie nie, nee. Die sisteem, die wêreldsisteem wat in opstand kom teen God, wat rebelleer teen God, wat dit wat God mooi en goed noem, hulle noem dit sleg. En wat God sleg en verkeerd noem die wêreld mooi en reg. Amen. So, ek weet nie van julle nie, maar toe ons jonger was, as daar iets great was, dan het ons gesê, dis great, dis cool. Vandag as iets great is, dan sê hulle, dis bad. Ek verstaan nie daai ding nie. Maar hoe dit ook al sê, dis die wêreldse sisteem en struktuur, en ons worstel teen die wêreld. Dan die tweede een het ons gesê, dis die vyand, die Satan en sy demone. Hy sê ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed, wat ons kan vat en voel nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die bose geeste in die lig, teen Satan. Ons het ook besef, dat Satan nie soos ons God is nie. Die God wie ons dien, God drie enig, is alwetend, alomteenwoordig. Hy is almagtig. Hy kan oral op dieselfde tyd in elkeen van sy skepsel wees. Ek en u. Die Gees van God vul ons almal tergelykertyd. Die Satan in persoon self, Lucifer, kan net op een plek, op een oomblik wees. Hy's nie almagtig nie, hy het toegelate krag en hy kan nie almal op dieselfde tyd aanval nie. Dit skud so 'n bietjie ons persepsie, want almal sê altyd die duiwel, die Satan het my kom aanval. Nee, sy demone het jou kom versoek, het jou kom aanval. En is nodig dat ons kan onderskei. Soos wat God engele het, so die vyand demone. En ons moet weet met wie ons oorlog voer. Alright, so net vinnig vir recap. Maar ek wil vanmôre met u gesels oor die derde vyand waarmee ons baie keer sukkel. En ek glo of ek voel, hierdie is een van die vyande wat die moeilikste en die grootste vyande is. Die woord van God noem hierdie derde vyand jou vlees. Sê gou saam met my, die vlees. The flesh. Dis die vlees van die mens. Jy sien, Jesus het gesterf aan die kruishout van Golgotha, en hy die vyand en sy demone en die wêreldstruktuur wat daar is, bestraf, as ek dit so kan stel, oorwin, oor het getriomfeer. Die woord van die Here sê, God het Satan en sy demone in die publiek geopenbaar, tentoon gestel is die woord wat hy gebruik, en oor hulle getriomfeer. Met ander woorde, Jesus sê vir sy disippels, nadat hy opstaan uit die doodheid en aan hulle verskyn, en 40 dae met hulle wandel voor die hemelvaart, sê hy vir hulle, alle mag, alle krag, alle autoriteit in die hemel, op die aarde, onder die aarde, behoort aan my. Jesus het 3 dae dood gegaan, hy het afgegaan in die doderyk, en hy het die sleutels van die koninkryk van die dood, as ek dit so kan stel, gaan haal. En daarom behoort alles aan hom. So Jesus het die oorwinning klaar gegee oor die wêreld. Wêreld het nie 'n vashou op jou en my, as ons dit nie toelaat nie. Die duiwel het net die vashou wat jy hom toelaat om te hê. So die wêreld en die duiwel en sy demone sidder en beef wanneer die naam van Jesus genoem word. Wanneer jy die bloed van Jesus oor jou plooi, wanneer jy gecover is met die bloed van Jesus, kan geen wapen wat teen jou gesmee is jou aanraak nie. Dis wat die woord sê. Met ander woorde, God het klaar die vyand, die eerste 2 vyande oorwin. En hulle het nie reg in ons lewe, behalwe as ek en jy toelaat nie. Maar jy sien die vlees, sê saam met my, die vlees, hy is 'n ander ding. Die vlees is een van ons grootste uitdagings en probleme waarmee ons vandag sit. Ek glo, u gaan dalk saam met my stem. Wanneer ons praat van die vlees, dan is daar ongelukkig geen bevrydingsbediening wat die vlees kan bevry nie. Bediening en berading werk vir jou siel,
want jy moet jou gedagtes, jou denke, jou emosie in lyn bring met God se woord. Jou gees is gewederbaar, maar die vlees kan nie deur bediening van bevryding gaan nie. Ek praat nie van besetenheid nie, want dis nie die vlees nie. Dit besit die siel, die liggaam, binnekant, die gees, as ek dit so kan stel. Maar die vlees is 'n uitdaging. Geen chirurg kan met enige operasie die vlees gesond maak of bevry van sy probleme nie. Jy kan nie dokter toe gaan en sê, dokter, ek het 'n probleem met die vlees, kom sny dit uit nie. Dit gaan nie werk nie. Jy kan geen pil drink wat die vleesprobleem verwyder of gesond maak nie. Jy kan selfs, en ek wil dit met respek sê, vir 40 dae en nagte lank vas, en terwyl jy vas, gaan die vlees 'n probleem wees. Jy kan 40 dae lank bid, maar die vlees gaan 'n probleem wees. Wie van julle het al begin bid in die aand, wanneer jy bed toe gaan, en môreoggend as jy wakker word, dan sê jy amen. Jy het nie deernag gebid nie, maar het so gevoel. Want ergens terwyl jy bid, het jou vlees moeg geraak, dan raak jy aan die slaap. Baie van ons bid baie keer in myself, en dan terwyl ek bid, dan gaan my gedagtes in 'n ander rigting in. Dan moet ek daai gedagte weer terugbring. Baie keer word daai gedagte getrigger deur die vlees. Want terwyl jy bid, dan ryk jy of maak jou vrou kos in die kombuis. Of jy is besig om te bid, dan hoor jy die hond blaf hier buite, en sonder dat jy besef, dan dink jou ore en jou alles, jou sintuie, wat gaan nou aan? En jy verloor fokus, but it's a fleshly problem. So die vlees is baie maal vir ons grootste vyand. Die vlees, soos iemand gesê het, dit maak my so mooi sin, hy sê, is die verraaier wat binne in ons is, wat in verhouding staan met die demone wat buite ons is. Kan ek dit weer sê? Jou vlees is daai verraaier wat binne in ons is, wat in verhouding staan met dit wat sleg is, dit wat negatief is, dit wat boos is, wat buite ons is. Op 'n ander manier gestel, jou en my vlees is baie maal die Judas wat in ons is, wat kompromieë aangaan met die fariseërs wat buite is. Wanneer ons vlees nie kan beheer en submit, onderdanig plaas aan God se woord en aan God se Heilige Gees nie, gaan ek en jy as kind van God baie uitdagings in ons lewe ervaar. Blaai saam met my in die Bybel na die boek van Galasiërs. Galasiërs hoofstuk 5. En ek wil hê jy moet die vinger of die plekhouertjie daar hou, van ons gaan 'n paar gedeeltes lees, maar ons gaan vanoggend dit anders te gebruik as voorheen. Gewoonlik begin ons by 'n vers, dan lees ons al die verse. Ek gaan vanmôre 'n bietjie rondspring, soos wat ons deur hierdie gedeelte gaan, en dan wil ek hê jy moet saam met my deurlees. So Galasiërs 5 van vers 19, as jy daar is, dan sê jy amen. Vers 19 lees soos volg, hy sê, die werke van die vlees is openbaar. Met ander woorde, die werke van die vlees, dit wat die vlees probleem is, die Here gee nou die revelation. Hy gee vir ons 'n riglyn. Hy sê vir ons, hierdie dinge is dinge van die vlees wat teen julle moet waak. Kom ons lees daar. Hy sê, en die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap. Nou ek weet nie van julle nie, maar daai eerste klomp het ek gesê, dankie Here, hierdie goeds nie in my lewe nie. Wie van julle het ook gesê, ek toer nie, en ek is nie onrein nie, ek was nie by 'n hoer nie. Dankie Here, maar hoor nou wat sê hy, twis. Nou moet ek sê, dan praat hy van jaloersheid, toornigheid. Wat is toornigheid? Dit is woede, anger, om kwaad te word, naaiwer, tweedrag, partyskap,
Nou kom dit al bietjie nader aan die huis. Want jy het mos daai, kyk jy kan jou vriende kies, maar jy kan jou familie nie kies nie. Moet ek verder gaan? Daar's daai wat jy maar tyd moet aanspandeer. Daar's afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge. Wat sê die woord? Hy sê waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen. Lees gou wat sê die bord, kyk wat sê jou Bybel, dat jy nie kan sê ek het dit gesê nie. God se woord sê, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Dis nie 'n las nie, dis vrymaking. Don't feel burdened, sê dankie Here vir u woord, wat my vry maak, wat my verlos, want as ek dit nie geweet het nie, kon ek op 'n plek gekom het waar ek gedink het ek is reg. Ek gedink het ek is op my pad hemel toe, maar wanneer ek die tydelike met die ewige verruil, dat tot besef kom, maar ek het geval. Hierdie dinge is werke van die vlees. Dis dinge wat van nature maklik is om te doen. Jy sien, die vlees hou daarvan om die res van die liggaam te verraai wanneer hy die geleentheid kry. Baie keer wag die vlees net vir 'n geleentheid om iets te doen wat hy nie moet doen nie. Want dit kom van nature, ons word gebore met 'n vlees. Jy sê nie vir 'n 3-jarige seentjie, jy moenie jok nie. Niemand het vir hom sê, wat is jok nie. Maar as hy die koekie gevat het en mamma sê, wat maak jy dan? Dit was sussie. Dit kom met van nature. Het jy al gesien as 'n kind teen die muur met sy vetkruit geskryf het, en jy vra, wie is dit? Al staan hy met daai vetkruit in sy hand, dit was nie ekkie. Dis natuurlik. Dis die vlees. Jy kan nie jou vlees verander nie. Ek weet daar's ouens wat sê hulle kan nou die liggame vries en dan plant hulle jou kop oor en iemand anders se kop en hulle sit daai brein en daai en dan kan jy ewig lewe, want net voordat die liggaam wat jy het doodgaan, dan ruil hulle jou siel, jou brein met 'n ander liggaam. Ek wil vir jou sê, moenie vir dit geval nie, want jy gaan nie wakker word as hulle dit klaar gedoen het nie. Vat maar die ou liggaam, hy's beter as om dood te gaan. Jy kan nie jou vlees verander nie. Hoor mooi, ek wil dit in konteks sê, jy kan nie jou vlees bekeer nie. Hoor jy wat ek sê? Dis die gees en die siel wat tot bekering kom. En baie van ons was geslat met 'n nat koerant voor ons gered is. En ek oordeel nie, maar jy het 'n paar tattoos op. Nou dat jy die Here dien en iemand bid vir jou, gaan daai tatoe van self weg. Het hy net afgeval? Ja, hy is nog daar. Hy het nie meer krag in jou lewe nie, die vloek en die binding is gebreek, maar die merke sit nog daar. Daai vlees waarmee ons struggle, kan selfs ook nie 'n Christen word nie. Jy kan aantrek soos een, jy kan probeer praat soos een, maar as jou gees nie gewederbaar is nie, en jou siel is nie in lyn, Romeine 12 met 1, vernuwe met God se woord nie, beteken die liggaam min. Ek dink dis die uitdaging wat die fariseërs van die dag gehad het, want hulle siele en gees was nie reg nie, maar buite het hulle Christelik gelyk. En ons weet wat sê die woord van die Here omtrent die fariseërs. Die vlees in op sigself is korrup en doen kwaad. En die enigste ding wat ek en jy kan doen met die vlees is om hom te kruisig. Is to crucify the flesh. En ek praat nie vleeslik dat jy jouself moet doodmaak nie. Ek praat nie van selfmoord nie, ek praat van kruisiging van die vlees en sy begeerlikhede. Iets wat ek en u moet onthou. In Johannes 6 vers 70 en 71 kom Jesus en hy sê, praat met sy disippels en hy deel met hulle dat daar iemand is onder die 12 wat hom gaan verraai. En hy sê die een wat my verraai is die duiwel.
En as jy vers 71 lees, dan sê hy, en Jesus het verwys na Judas, wat tussen hulle was. So Jesus verwys na Judas as die duiwel. Maar in konteks moet ons verstaan, Jesus het nie gesê Judas in persoon is Lucifer in persoon nie. Hy het gesê dit wat Judas toegelaat het om plaas te vind. Die feit dat hy sy hart en sy lewe oopgemaak het en toegelaat het dat Satan en sy demone hom kom manipuleer, het hy opgetree soos die duiwel. En daarom gebruik Jesus hierdie, ek wil sê analogie, wanneer hy sê Judas, die duiwel. Tweedens sê die woord van God vir ons, dat Judas was 'n dief. He was a thief. Hy het gesteel uit die beurs uit. Met ander woorde, hy was boos. Hy het toegelaat dat sy vlees hom beheer en kontrol. Dis die woord wat ek wil hê. Ek dink van die begin af, as ons kyk na Judas se lewe, het hy nie God se plan verstaan nie. Ek dink nie Judas het die openbaring gehad oor wat Jesus werklik wou kom doen het nie. Ek dink van die begin af was sy gebrek aan kennis van so 'n aard dat hy net nie begryp het dat Jesus het gekom juis om 'n ander koninkryk te kom bevestig nie. En ek het nou gesê jou vlees soek net 'n geleentheid. Die oomblik toe Judas die geleentheid kry om sy liefde vir geld waarvan hy hou meer van dit te kry, toe maak hy kompromieë met die fariseërs. Vir geld, onthou dit was sy hoofrede. En as gevolg daarvan verraai hy vir Jesus. Ons weet dit was geprofeteer dat Jesus verraai gaan word, maar Judas het die keuse gemaak. God het hom nie geprogram as jy's die verraaier nie. Hy het 'n keuse gehad, net soos al die ander disippels, net soos ek en u vandag. Hy het ook saam met Jesus gewandel. Hy het gesien hoe dat Jesus 5 broodjies en 2 visse vermeerder en 5000 mense voed. Hy het gesien hoe dat Jesus vir Lazarus uit die dood uit opwek en die dood oor hom nie vashou het nie. Dit het Judas ervaar. Hy het gesien wat gebeur. Maar in dit maak hy die keuse. Ek gaan 30 sikkel silwer vat, want dit is vir my belangrik. Was dit omdat hy gedink het, Jesus gaan nie regtig dood wees nie? Was dit omdat hy toegelaat dat sy vlees hom beheer en nie sy gees met hom praat nie? Hy het 'n vlees probleem gehad. Die oomblik toe die geleentheid daar is, toe sy vlees oorgeneem. En weet jy wat is die hartseer? Judas se vlees het hom nie net mislei en gelei dat hy Jesus verraai nie. Sy vlees het hom selfs gelei dat hy selfmoord gepleeg het. Jy sien, as jou geesmens nie sterker is as jou vleesmens nie, gaan jy konstant gebombardeer word met leuns van Satan, want die vyand van die vlees het 'n koneksie met die vyand van buite. En elke nou en dan gaan hy vir jou sê, hoekom lewe jy? Wat is jou doel hier op aarde? Gaan dit nie maar beter wees as jy nie meer hier is nie? Gaan jou familie nie meer gelukkig wees sonder jou nie? Of wanneer daar aanslaap jou lewe is, dan gaan hy vir jou sê, waar is die Here? Die Here het sê, ek sal jou nooit begewe nie. Waar is hy nou? Jy sien, dis 'n leuen van Satan, want van die begin af met Adam en Eva, het hy gekom met twyfel, met vrae. Julle wil soos God wees, wil julle soos hy wees? God sê hierdie dinge. Met ander woorde, hy kom met betwyfeling, met vrae. En as die vlees nie sterk genoeg is nie, is die vlees geneig om in te gee. Daarom sê ek vanmôre, ek voel, die vlees is 'n groter vyand as die duiwel. Is 'n groter vyand as die wêreld. Die van u wat al in jou lewe verslaaf was aan sigarette en dagga en vape, dit wat jy rook. Ek kan dit gebruik want God het my verlos as jong man. Julle sal saam met my stem as jy sê,
ek wil nie meer rook nie, en jy los daai sigarette, raak jy meer lus vir 'n sigaret as wat jy voorheen lus geraak het. God is by magte en baie van ons verlos hy onmiddellik sonder onttrekkingssimptome. Maar jy was so ingestel, as jy wakker word, dan val jou hand sommer klaar so op die kassie, die oë is nog half, en jy het klaar die vape of die sigarette, en jy kan hom light en pull en alles, terwyl jy nog in die bed is, voor jou eerste nature call. Hoekom? Want die vlees is gewoond daaraan, die vlees smag daarna. Hy het 'n gewoonte gevorm. Dit kom van nature. Maar die dag toe jy Jesus aanvaar het as verlosser en saligmaker, het jy nie my nodig gehad om vir jou te sê, Pieter, jy mag nie meer rook nie, jy mag nie meer drink nie. Hoekom? Want toe jy die woord lees wat ons vanmôre sê, en hy sê jy moet skoon en rein wees, en hierdie dergelike dinge moenie in jou lewe wees nie, het jy self besef, maar ek wil 'n tempel wees wat skoon en rein voor die Here lewe. Hy wil jou vrymaak. Maar jy sien, ergens moet jy die besluit neem. Want nou maak ons die besluit en ek sê, ek gaan ophou om te rook. Môre middag by die huis, as jy van die werk afkom, het jy 'n harde dag gehad en jy was moeg en die baas was ekstra ongeskik met jou. Jy weet nie hoekom vandag nie, maar vandag was dit asof die duiwel daar was. En op pad huis toe, dan sê die duiwel vir jou, ag, vat net een poel. Dat jy net bietjie kan chill. Dat jy net kan rustig raak, is dit nie? Vat net enetjie. Enetjie gaan nie 'n probleem wees nie. Jy sien, dis nie enetjie wat die probleem is nie, dis die eerste poel. Maar nou wil ek verder gaan. Die probleem is nie die fisiese sigaret nie. Dis die gedagte wat met die vlees gepraat het. En die vlees smag na iets. Dis daai oomblik wat jy jou vlees moet bestraf en sê, Jesus het my vrygemaak. Daar's geen plaasvervanger vir my nie. Jesus het my verlos. Drink 'n bietjie water, bid in tale, lees sy woord, sit 'n geestelike lied op, maar doen wat jy kan om daai vlees te kruisig. Want die vlees is 'n probleem. Daar's 'n gedeelte in die woord van die Here wat sê, 'n 3-dubbele tou word nie maklik gebreek nie. As jy 'n tou vat en jy vleg hom in 3 en hulle trek hom, word hy nie maklik gebreek nie. Baie keer as jy daai tou, die vleg uithaal, dan kan jy hom makliker breek. En ons sê altyd, daai tou is God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, wat 'n aandeel het in ons lewe. Maar ek wil vandag het ook vergelyk met die liggaam, die siel en die gees. Jy sien, as die liggaam, die siel en die gees saam God dien, in eenheid vervul is met die Heilige Gees, die vlees is gekruisig, die gedagtes is vernuwe, en ons val die wêreld aan met die oorwinning wat Jesus gegee het. As die vyand jou probeer breek, kan hy jou nie breek nie. Maar die probleem kom in as die siel, die emosies, die denke, saam met die vlees werk, en die gees staan alleen. Want 2 is sterker as 1. Die Bybel gebruik ook daai voorbeeld. Maar wat gebeur as die vlees en die gees sterker is as die siel? Of wanneer die siel en die gees saamwerk teen die liggaam? 2 sterker as 1. Daarom moet ons die gedagtes vernuwe. Daarom moet ons God se dinge beginne bepeins en nadink, sodat wanneer die aanslag in die vlees kom, dan kan my siel en my gees staan teen daai versoeking. Ek is meer as 'n oorwinnaar in Christus Jesus. Maar jy sien, as jou denke nie saamwerk nie, gaan jy sukkel. Dink gou vir 'n oomblik so 'n bietjie aan u lewe. In die milieu daar waar jy beweeg, dit wat jy in is, dit wat jy deurgaan, jou verhoudinge met jou familie, met jou mense by die werk. Dink gou aan die uitdagings wat jy het in die lewe. Wie van julle het hierdie week wat verby is, uitdagings ervaar? Kom ons sê finansiële uitdagings. Kom ons sê gesondheidsuitdagings. Kom ons sê huweliksuitdagings. Gaan kyk gou vir 'n oomblik, daardie uitdaging, daai probleem, daai challenge wat jy het, is dit 'n geestelike of 'n vleeslike probleem? Baie min is dit 'n geestelike probleem. Meeste van die tyd is dit of 'n siel, jou denke is nie reg nie, of 'n vleesprobleem. My vrou verstaan my net glad nie. Dink jy dit is geestelik?
Dis vleeslik. Dan sit my vrou by haar vriendinnetjies, daai man van my, hy dink hy is 'n pastoor, maar Ek hou julle dop, ek kyk vir julle. Wat is die probleem? Dis die vlees wat die probleem is. Here, ek gaan nooit weer drink nie. Maar brandy balls, hulle is welkom. Daai goeders, hulle loop so stroop. Net enetjie. Net enetjie is te veel. My opinie vir my lewe, en dis waarin ek glo, ek kan dit nie op jou afdwing nie, jy kan self besluit, maar ek het besluit om eerder 'n algehele onthouer te wees, as om later te probeer myself verdedig, verduidelik, of 'n deur oop te maak waarin die vyand my kan aanval. En ek voel nie dis nodig om myself te verduidelik, as God my vrygemaak het nie. Daarom, die getuienis wat God vir my lewe gegee het, is my meer belangrik as daai een glasie wyn, of daai een brandy ball, of daai ander koekies wat jou so gemaklik maak, en daai gummies, julle weet mos van die dag gummies en daai goeter. Hulle het nou mooi name vir dit, maar dis verslawing. Bly eerder weg van dit. Onthou eerder heeltemal, as wat jy vir die vyand 'n oop deur maak. Jy sien, Judas het 'n deur oopgemaak vir die vyand. Hy het sy ore uitgeleen vir die fariseërs. En die vlees wat wag vir 'n geleentheid, toe die geleentheid daar is, het die vlees dit gegryp. Hy boeta my sussie, ek en jy moet in die naam van Jesus, deur die bloed van Jesus, in God se woord, ons vlees kruisig. Dit beteken onderdanig plaas aan God. Kos dit om te vas, dan moet jy dit doen. Kos dit om te bid, dan moet jy dit doen. Kos dit om te weerhou, dan moet jy dit doen. Maar jy moet alles in jou vermoë doen om jou vlees te submit aan God. Moet nie toelaat dat die vyand jou vlees misbruik nie. Baie, baie, baie belangrik. Jy sien, wanneer jy 'n deur oopgemaak het, en die vyand kom om jou aan te val, hy kom om jou te versoek, as jy nie die deur toemaak nie, en jy hou aan met daai vleeslike dinge sukkel, dan gaan jy nie net 'n vleeslike probleem hê nie, jy gaan nou 'n duiwelprobleem ook hê. Want die woord sê, as hy 'n deur oopgevind het, gaan hy inkom, en hy gaan 7 ander saambring. Nou het jy nie net meer 'n vleesprobleem nie, jy het 'n vlees en 'n duiwelprobleem, en daai twee is moeilik om te gebruik en te hanteer. Want die een moet jy kruisig, die ander ene moet jy doodmaak, moet jy bestraf. Hou die deure toe. Maak toe die deure. Lees saam met my nou Galasiërs 5:24. Ons gaan so 'n paar versies aanspring. Vers 24 sê, maar die wat aan Christus behoort, wie van die behoort aan Christus? Nou daai is die tipe reaksie wat ons by die skool gee, as al die ander prim en proper mammies hier om ons sit en die manne met die vellies, dan steek jy so op. Ek vra, wie van u sê ek is 'n kind van God? Wie van u kan saam met my sê, ek behoort aan Christus? En ek skaam my nie daarvoor nie, amen. Hoor wat sê hy hier, hy sê, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. The flesh and the fleshly desires. Die vlees en die vleeslike dinge, het hy wat gedoen? Gekruisig. Lees nou saam met my vers 16 van dieselfde hoofstuk. Vers 16 sê, maar ek sê, en hier kom die sleutel, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Wanneer ek en jy gelei word deur God die Heilige Gees, en ons gees is vernuwe, gaan jy voor 'n plek kom waar jy 'n besluit moet maak. Vlees of gees. En as jy in die gees is, sal God se gees jou lei in die volle waarheid.
Met ander woorde, partykeer moet jy met jouself praat. Partykeer moet jy met jouself raas. Partykeer moet jy vir jouself sê, Eben, gaan jy nou vleeslik reageer of gaan jy geestelik reageer? Onthou, dis 'n wilsbesluit wat ek moet maak. Kom ons lees verder. Hy sê, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie, want die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat hulle nie kan doen wat julle wil nie. Daar's 'n worstelstryd, dis 'n innerlike worstelstryd. En dan vers 18 sê, maar as julle deur die gees gelei word, nou herhaal hy dit weer, sê, dan is julle nie onder die wet nie. Amen. Spring nou saam met my na vers 22 toe. Vers 22 sê, maar die vrug van die gees is, lees saam met my, liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. En nou sê hy in vers 23, teen sulke dinge is die wet nie. Met ander woorde, dis wat God wil hê, ek en u moet nastreef, in ons vlees. Ek moet kies om lief te hê. Love is not a feeling, it's an act of your will. Daar was so 'n lied geskryf, kan julle onthou? Liefde is nie 'n gevoel nie. Dis nie as my vrou in my oë kyk en kry ek daai hoendervleis. Nee. Ek het 'n besluit gemaak, dis my vrou, ek het haar lief, deur botter en wors, deur moeilike tye, deur al die goeie en slegte dinge, gaan ek haar lief hê. Dis 'n keuse. Net soos wat 'n keuse gemaak word om te sê, ek het jou nie meer lief nie. Want liefde loop nie net weg nie. Ware liefde los nie net nie. Blydskap. My vlees moet kies om bly te wees. Het julle al gesien van die kinders? Nou die dag, ek weet nie wat gebeur nie, maar ek dink Boetie het sy voet toon gestamp. En terwyl hy huil, kom ek in 'n kielie om. Het jy al gesien hoe lyk iemand terwyl hulle lag en huil gelyk? Hulle weet nie, wil hulle huil, hulle lag, wat wil hulle doen nie? Jou vlees moet kies om blydskap te hê. Al het hy seer gekry. Amen, dis die blydskap van die Here wat ons sterkte is. Die volgende een is vrede. En ons kan deur almal so gaan. Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dis 'n vleeslike ding wat jy moet kies. En dan as jou gees reg is en hy's gebaseer op die woord, wanneer jy die besluit neem, dan staan almal saam en sê hulle, ons gaan staan. Maak nie saak wat kom nie. Hierdie 3-dubbele tou gaan nie gebreek word nie. Lees saam met my vers 25 en 26. Hy sê, as ons deur die gees gelei word, ek oorlees, hy sê, as ons deur die gees lewe, laat ons ook deur die gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydelle eer wat mekaar uittart en mekaar beny nie. Hy praat van ydelle eer wat mekaar uittart en mekaar beny nie. Weet jy wat vir my partykeer so hartseer is in huwelike? Is hoe die man en die vrou mekaar uittart. Jy weet wat om te doen om jou maatjie se lid te pop, hoe is dit hoe hulle het sê? Hoe Tannie Rina nou die dag gesê, jou bloed te laat kook. Hy meter gaan van 0 tot 200 in 'n paar sekondes. Dit is so hartseer dat in plaas van om die mooi en die goed uit mekaar te haal, fokus ons op die slegte, op die negatiewe en druk ons daai knoppies. Wat sê die woord van die Here? Hy sê, moenie deel hê aan toos nie. Moenie deel hê aan hierdie tipe van goeters nie. En dan vers 26 sê, ons het dit gelees, kom ons lees wie hy sê, laat ons nie word soekers van ydelle eer wat mekaar uittart en mekaar beny nie. Dis 'n keuse om te maak. Seun, dis 'n keuse wat jy gaan maak om, dis mos Benji, spreek dit reg uit, om vir haar kwaad te word of nie. Dit kom nie van nature nie. So moet ek 'n besluit maak, ek gaan nie kwaad word nie. Tannie Betty, jy moet 'n besluit maak
of Pieter nou regtig doof is en of hy hom doof hou. Ek gaan vir hom lief bly. Want jy sien, party mans het mos selective hearing. Jy sien, dis 'n keuse, dis 'n besluit wat ons maak. Dis 'n besluit wat ons maak. Word ek gemanipuleer deur my vlees en deur my denke, of word ek gelei deur die Gees van God? Blaai saam met my na Romeine 8. Ons gaan amper afsluit. Ek begin nou al sê, want gewoonlik sê hulle ek sluit 3 keer af. So nou begin ek nou al bietjie sê, dan hoef ek dit nie 3 keer te sê aan die einde nie. OK. Romeine 8 vers 12. Romeine 8:12. Hy sê, daarom dan broeders, is ons skuldenaars nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie. Want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Hy sê, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Nou voor ons aangaan, is jy seun en dogter van God, of is jy slaaf? Dis wat hy daar vir ons sê. 'n Slaaf word heen en weer getrek deur sy vlees. Kan nie nee sê nie, kan nie bevryding deurgaan nie, kan nie die liggaam kruisig nie, maar 'n seun en 'n dogter van God is bevry. Is dit maklik? Nee. Is it worth it? Ja. Is dit maklik? Nee. Kan jy dit doen? Met die hulp van God. Nie met jou eie hulp nie. So ek wil nie vanmôre 'n altakel maak en sê, die wat te veel chocolates eet, kom dat ek vir julle bid nie. Want ek kan vir jou bid, maar jy gaan nie uitloop en jou vlees gaan daai chocolate begeer, dan moet jy 'n besluit maak. Jy moet die wilsbesluit doen. Ek wil dit doen. En dan kan jy kom, kan ons vir jou bid, kan ons vir jou salf, ons kan die vloeke bestraf, ons kan die Here vra om jou te verlos, en hy sal jou keuse seën. Maar jy moet die keuse maak, want hy gaan jou nie forceer nie. Kom ons lees verder, waar was ons vers? Daar's iemand wat saam lees. Vers 15, ons lees nou vers 16, hy sê die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Let op, die eerste gees is 'n hoofletter. So na wie verwys hy daar? Die Heilige Gees. En die tweede gees is 'n klein lettertjie, van wie praat hy daar? Van jou en my. So hy lees, die Heilige Gees self getuig saam met my gees, dat ek 'n kind van God is. So volgende keer as die duiwel vir jou sê, jy is nie goed genoeg nie, laat toe dat die Heilige Gees deur jou spreek en sê, ek is goed genoeg in die naam van Jesus, want Jesus het my verlos. As hy sê, jy kan nie, jy sleg, dan sê, daai Eben het gesterf. Hy's 'n nuwe mens, 'n nuwe skepsel. Wanneer vrees jou gevange wil hou, dan sê jy, ek bestraf hierdie vrees, want ek is nie meer 'n slaaf aan vrees nie. God het my verlos. Ek weier. Net soos wat ek weier om ertjies te eet in my vlees, so moet jy weier dat die duiwel jou aanval. Amen. Jy het die reg om dit te weier. Nou volgende keer as julle my nooi vir ete, dan weet julle. Laat my toe om self te skep, want dit gaan moeilik wees om vir jou te sê ek eet nie ertjies nie. Dan vers 17, hy sê, en as ons kinders is, dan ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus. So ek is net soos Jesus, waar hy die seun van God is, die erfgenaam van God is ek ook God se erfgenaam. En in Jesus is ek sy mede-erfgenaam. Ek is broer en suster. Ek is seun en dogter van God. En wat sê hy verder daar? Hy sê, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Vir geen oomblik wil ek vanmôre sê, dis maklik om die vlees te beheer nie. Dit mag dalk voel dat jy ly,
Jy gaan deur moeilike tye gaan, jy gaan dalk onttrekkingssimptome gaan, jy gaan konstant Bybelversies moet bely as jy geneig is om krities en negatief te wees. Daar's 'n oorlog wat aangaan, maar as jy dit doen, dan sê hy ook, sodat jy saam met hom verheerlik kan word. Lei eerder vir 'n paar jaar op aarde, en vir ewigheid is ek verheerlik saam met Jesus, as wat ek 'n paar jaar op aarde my vlees voed, en ewigheid gaan sukkel in my vlees. Want u sien, die hemel en die hel is 'n werklikheid, of mense dit glo of nie. En net soos wat ons 'n verheerlikte liggaam kry in die hemel, laat ons dit sê, 'n onsterflike liggaam, gaan die wat hel toe gaan ook 'n onsterflike liggaam hê. Jy gaan nie in die hel val en poef, dan brand hy jou weg en dan is dit weg nie. Jou vlees gaan nie kan doodgaan nie. En jou vlees gaan getorment word. Ek weet nie wat die regte woord in Afrikaans nie. There's going to be torment against your flesh. Jesse Duplantis, wie van julle ken hom? Pastoor evangelist Jesse Duplantis. Hy het 'n ervaring gehad waar die Here hom die hemel en die hel gewys het. En die een ding wat hy noem is, hy sê hy het deur die hel beweeg. En die Here het hom sekere dinge geopenbaar en hy het dinge gesien waar mense so getorment word dat hulle vlees afbyt van hulle arms af om die seer weg te kry. Maar die oomblik wanneer daai vlees wegval, dan groei daar weer nuwe vlees terug. Onmiddellik. So jy kan nie ontslaa raak van dit nie. Vir ewig en vir altyd. Geen einde. En ek dink dis hoekom ons ernstig is as kinders van God, wanneer ons met mense praat en sê, sorteer asseblief jou lewe uit. Kom saam met my kerk, kom dien saam met my die Here, kom ons vat 'n pad, want vir ewig gaan jy verlore wees. Daar's geen einde nie. En die vlees is die grootste contender vir die hel. Want dit kom van nature om maar in te gee. Nature om maar net in te wees. Nature om nie te kan sê nee vir versoeking nie. Maar ek en jy lewe nie meer na die vlees nie, maar deur die Gees. Want hy sê, as jy deur die Gees gelei word, sal sy Gees wat binne in jou is, jou in staat stel om te kan staan teen die aanslag, teen die versoeking van die vyand. My boetie, my sussie, meer as ooit van tevore, moet ons hierdie vyande weerstaan, oorwin, en die oorwinning behou wat Jesus gegee het aan die kruishout van Golgotha. Hoekom? Want jy's nie meer 'n slaaf nie. 'n slaaf het nie 'n reg nie. 'n slavin het nie 'n reg nie. Wat die eienaar sê, dit moet hulle doen. Jy's nie God se slaaf nie. Jy's seun en jy's dogter. Jy's meer as 'n oorwinnaar. Jy's deur die krag van die Here bekragtig om te kan staan vir dit wat reg is en dit wat verkeerd is. Al voel my vlees nie so nie, in my gees bots my gees teen hierdie goeters, so ek gaan weerhou daarvan. Ek dien nie God om my maatjie gelukkig te maak nie. Ek dien God omdat ek God lief het. Ek dien nie God omdat ek bang is vir die hel nie. Ek dien God omdat ek nie sonder hom wil wees nie. Dis die God wat ons dien. So wie's in beheer? Is dit die vlees of is die geesmens? Is dit die vleeslike eben of is dit die geestelike eben? In afsluiting. Ons het begin met Romeine 7. Kom ons eindig met Romeine 7. Laai saam met my na Romeine hoofstuk 7 toe, vanaf vers 19. Romeine 7 vanaf vers 19. Roan, ek hoop jy het rekord gedruk. Romeine 7, anders moet ek hierdie preek nou oorpreek. Sien julle nou hoe aandag afleibaar is ek? Nou moet ek weer terugkom na Romeine 7 toe. So kom ons lees Romeine 7 vers 19. Ons het daarmee begin. Hy sê, want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Ek het met 'n doel verlede week hier gestop. Vanmôre gaan ons aan. Vers 20 lees soos volg. Hy sê, maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. So wat is dit wat ons dryf
om te doen wat ons nie wil nie, en nie te doen wat ons moet nie. Dis die sonde wat nog in die vlees lewe. Dis daai probleme. Vers 21, ek vind dus hierdie wet. As ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. Hy sê, want ek verlustig my in die wet van God, na die innerlike mens. Vers 23, maar ek sien 'n ander wet, sê saam met my 'n ander wet. Hy sê, in die lede wat stryd voer teen die wet van my gemoed, en my gevange neem onder die wet van die sonde, wat in my lede is. Hy sê, ek elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? En hoor wat sê hy hier, hy sê, ek dank God, die Here, ek dank God, Jesus Christus, ons Here. So as jy soos Paulus mag voel, die dinge wat ek moet doen, doen ek nie, en wat ek nie moet doen nie, dit doen ek, is die probleem, die uitdaging, die sonde. Hy sê, en dan wat ek moet doen is, ek moet hierdie dinge kruisig. Hy sê, sodat ek saam met Jesus kan lewe. Daar's net een wat kan verlos. Daar's net een. Hierdie mooi Facebook boodskapies, wat die Hindoes post van om good deeds te doen vir 'n dag, en die tannetjie oor die pad te help, dit gaan jou nie in die hemel kry nie. Om Dr. Phil te gaan sien vir berading, gaan jou nie help nie. Om vir Eben te kom sien, en jou vertroue in die mens te plaas, gaan jou nie help nie. Maar as jy God soek, Jesus Christus, ons verlosser, ons saligmaker, die een wat vry maak, die een wat onttrekkingssimptome oombliklik kan wegvat, die een wat genees, bonatuurlike, blinde oë oopmaak, dowe ore genees, krippel is op laat staan, daardie Jesus kan ook die vleesprobleem vir jou oplos, soos wat hy die wêreld en die Satan oorwin het met die kruis van Golgotha. Gaan jy Jesus 'n kans gee? En ek stem saam met jou, baie sê, Eben, ek het al baie probeer om op te hou met dis jou probleem. Jy moet na Jesus toe kom en sê, Here, help my, stel my in staat dat ek dit kan doen, nie in my krag en my geweld nie, maar deur die Gees van God, want hy sê, hy wat deur die Gees wandel, moet ook deur die Gees lewe. Jesus sê in Lukas 4:18, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die evangelie aan die armes te bring. Nie armes in geld nie, arm van gees ook. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is te genees. Wie van die sit vanmôre hier en jy hoef dalk nie te wys nie, maar jou hart is stikkend. Jou hart is verbryseld. Jy's verneder, jy's seer gemaak, mense het jou verwerp, mense wat selfs in jou verhouding gestaan het. Miskien 'n man, 'n vrou, 'n pa, ma, het jou seer gemaak, jou hart is stikkend. Jesus sê, ek het gekom vir die wat verbryseld van hart is. Kom ons lees verder, wat sê hy daar? Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig. Jy sien, 'n verslawing kan baie meer gevangenskap veroorsaak as 'n tronk waarin jy sit. Probleme kan vir jou 'n tronk word. Kom ons lees verder. Hy sê, en aan blindes herstel van gesig. Hoe mooi is daai lied wat ons sing, Amazing Grace. I once was lost, but now I'm found. I once was blind, but now I can see. Sê nie jy was blind nie, maar jy was blind vir die waarheid. Jy was blind vir jou foute. Jy was blind vir. Maar Jesus het die oë oop kom maak. Hy sê om die wat gebroke is in vryheid weg te stuur en die aangename jaar van die Here aan te kondig. Jody, wil jy nie vir my kom speel so 'n bietjie in die agtergrond nie? Ons kom aan die einde van môre van hierdie eerste gedeelte van oorwin die oorlog binne in jou. En ek het verlede week begin deur vir u te noem, jy moet jou vyand ken.
Want as jy nie jou vyand ken nie, gaan jy nie weet wie om aan te vat nie. As jy weet die vyand kom 8 uur vanaand na my huis toe, dan gaan ek daar staan en ek gaan seker maak, hy weet ek is daar. En saam met die krag van die Here beskerm ek my gesin. Ek gaan nie los nie. Ek moet weet wie die vyand is. En hierdie laaste 2 weke het die Here met ons gedeel. Daar is 'n werklike oorlog in die wêreldstelsel en struktuur. Ons is nie van hierdie wêreld nie, maar ons is in hierdie wêreld. So baie keer benadeel hierdie dinge ons. Maar te midde van dit sê die Here, is ek met jou. So as die ekonomie val en die petrol styg weer, ek is jou voorsienaar. Ek sal vir jou sorg. Ek het jou nog altyd deurgedra. Hoekom sal ek jou nou verwerp? Hoekom as die besigheid nou bietjie afgaan, sal ek jou nie deurdra nie? Dis nie jou besigheid nie, dis my besigheid, sê die Here. Jy het dit aan my toevertrou, so ek sal vir jou sorg. Of is dit nog jou besigheid wat jy self probeer uitsorteer? As van ons wat stikkend is hier binne, maar die gesig hier, die masker, wys 'n smile. Vroeger jaar het die mense hierdie nargesiggies gehad in hulle huise. Kan julle onthou? Dit is uit gips uitgemaak. Dan staan dit so 'n fake gesiggie van 'n nar. Het julle al gekyk as jy hom omdraai, by binnekant lyk hy boos. Die teenoorgestelde kant. Baie keer loop ons met 'n masker. Want ons wil nie wys, ander moet nie kan sien ek het seer. Ek moet sterk wees vir my kinders. Ek moet sterk wees vir my man. Ek moet sterk wees vir my vrou. Ten koste van ons moet sterk wees vir hulle, maar jy kan dit nie in jou vlees doen. Jy kan dit net in die gees doen. So vanmôre moet ons op 'n plek kom. Gaan ek aanhou my vlees toelaat om my lewe te bestuur in 'n rigting wat lei na verderf? Of gaan ek vandag sê, Heilige Gees, ek het U nodig. Ek kies om hierdie vlees te kruisig, sodat ek in die gees kan lewe. Want U Heilige Gees sal my in die waarheid lei. Nou wanneer ek daai besluit kan maak vanmôre, moet ek ook op die plek kom waar ek sê, Here, U woord sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. En ek kies vandag om my lewe en my liggaam vir U te gee. Jy sien, baie keer bid ons, sê ons, gee jou hart vir Jesus. In beginsel is dit reg, maar Jesus soek nie net jou hart nie, hy soek jou liggaam ook. Want jou liggaam is die tempel van die Heilige Gees. En hy het nodig dat jou tempel vir hom aanneemlik moet wees. Toe ek jong was en my pa met my praat oor die rook ding, toe sê hy, dink net gou vir 'n oomblik so daaraan. Jy sê jy's kind van God en die Heilige Gees lewe in jou, korrek? Ja, pa. Hy sê so elke keer wat jy 'n poel vat, forceer jy die Heilige Gees om saam met jou te rook. Ek sê nie vir jou nie, dit is wat hy vir my gesê. Want as jy sê hy woon in jou, dan dwing jy hom nou, want ek haal hierdie ding nou in. En dan gaan in my liggaam in. En dit het my net laat besef, Here, U wat soewerein en heilig is, ek wil U nie forceer om dit deur te gaan nie. Selfs met alle ander dinge. Ek gebruik een voorbeeld. Ek wil niemand op die spot sit nie. God sal jou oortuig. Maar ek kan net getuig van wat hy vir my gedoen het. As 'n kind van God is en hierdie is sy tempel en ek is gevul met die Heilige Gees, wil ek vir hom 'n atmosfeer skep waar hy aanbid word, verheerlik word. Partykeer doen ons huisbesoek, dan stap ons by mense in, dan smile hulle, maar die atmosfeer in die huis is so dik, jy kan dit met 'n mes sny. Jy kan dit wegsteek, maar dis daar. So vir God kan ons nie goed wegsteek. Die Here ken my hart. Miskien sê jy vanmôre en sê, Here, maar ek het al probeer en ek het opgehou en vir 3 maande het dit goed gegaan. Dit het, maar jy het iets gedoen wat 'n deur oopgemaak het. My boetie, my sussie,
of dit 'n gedagte was, of dit 'n versoeking was, of dit die vlees was wat beklei het, eers het jy iets gedoen in swakheid, het 'n deur oopgemaak. Daarom sê die Here, jy kan nie in jou eie krag die deur toehou nie. Hy sê, my Gees sal jou verseël in 'n nuwe verbond. En hy sal jou die krag gee in die naam van Jesus, deur die bloed van Jesus. Maar in dit kos dit dat ek 'n besluit moet maak. Jy sien, as ouers sê ons vir ons kinders, jy moenie dit nie, jy moenie dat nie. God sê nie dit nie. Hy sê vir jou, wil jy nie dit eerder los nie. Daar's die lewe, daar's die dood. Kies die lewe. Hy gee jou 'n opsie. Dis 'n keuse wat ek en u moet maak. So terwyl ons in die teenwoordigheid van die Here is, ek ervaar en ek voel God se teenwoordigheid. Jy net so 'n bietjie saam met my staan. Kry vir jou so 'n bietjie 'n plekkie eers. As jy moet 'n tree vorentoe staan of uit die ry moet uitkom, wil jy net vanmôre daar waar jy staan, sluit jou oogie saam met my vir 'n oomblik en dan herdink jy net vir 'n oomblik dit wat die Gees van die Here met jou deel. Moenie wag vir my nie. Maak jou oë toe. Fokus op Jesus. As die Gees van die Here met jou praat, die maklikste manier is om offense te vat of jouself te probeer regverdig. Maar die regte manier is om te sê, Here, hier is ek. Spreek, die diensknegt luister. Die diensmaagd luister. Die woord van die Here sê, my juk is lig en my las is sag. Dit kos vir jou en my om ons laste oor te gee. Want jy kan nie jouself red nie. As jy kon, dan jy dit nou al teen die tyd gedoen. So al wat jy doen vanmôre, sê Here, ek erken en ek bely. Ek het U nodig. Miskien het jy dit dalk nog nie so gebid nie, maar vanmôre sê Here, ek gee nie net my hart vir U nie, ek gee my liggaam vir U. Ek gee my siel vir U. My liggaam, my siel en my gees behoort aan U. En dan wat die Here met jou deel, dit doen jy. As hy vanmôre jou oortuig, want dis wat die Heilige Gees doen, hy oortuig ons van sonde, dan sê die woord van die Here, moet ek berou hê, ek moet bely, I need to repent, and then I can believe. Jy glo nie eers en dan bely nie, jy bely eers, dan glo jy. Vanmôre op jou eie manier, daar waar jy staan. As jy nodig het dat God jou moet kom verlos, jou liggaam dalk, miskien is dit dalk die gees, miskien is dit die emosies wat teen jou beklei, miskien is dit jou huwelik, miskien is dit die duiwel, miskien is dit die wêreld. Jesus sê, ek het klaar oorwin, en in my sal ek jou die krag en die vermoë gee. So praat so 'n bietjie met die Here daar waar jy staan, daar waar jy dalk sit. Vergeet gou vir 'n oomblik van almal om jou. En dan as die Heilige Gees jou oortuig, moenie sê Here ek beloof nie, sê Here ek kies om hierdie verslawing nie môreoggend te los nie, nou te los, want ek is nou in die teenwoordigheid van die Here. Die salwing is nou hier om my nou te verlos. En miskien het ek vanmôre met daai verslawing hier ingegaan, maar ek gaan nie met hom huis toe gaan nie. Dit wat ek van ontslae kan raak, gaan ek vanmôre na diens ontslae raak in die naam van die Here, in die krag van die kruis van Golgotha. Nie omdat Eben dit sê nie, omdat die Gees van die Here my oortuig het. Hira baba baba siando rokokostia. Rendra makosia tinda. Deur U wonde is daar genesing. By your stripes we were made whole. Die Gees van die Here is op ons, omdat U elkeen van ons gesalf het, Here.
om vry te kom, om blinde oë oop te maak, om 'n verbryselde hart te heel, en selfs ook fisiese, liggaamlike siekte te herstel. As jy siekte in jou liggaam het, dis die oomblik nou waar jy daai siekte vir Jesus gee, want dit behoort nie meer aan jou nie. Hy het aan die kruis daarvoor betaal. Dis nie jou kanker nie, dis die duiwel se kanker. Dis nie jou vrees nie, dis Satan se vrees. Dis nie jou verslawing nie, want jy seun en dogter van God. Stuur dit terug na wie dit kom. Return to sender. Kira bagasiati. Kira mambrdas tiki ale mambrda. Daar is vrymaking nou. Maar dit kos dat jy dit vat vanmôre. Jy moet jou hart oopmaak, jy moet jou hande opsteek en sê, Here, hier is ek vat dit in Jesus naam. Ek weier om 'n slaaf te wees. O, die bloed van my Jesus. O, die bloed van Jesus. O, die bloed van Jesus, dit was my fitter dan die sneeu. Alright, ons het nou geidel. Jy moet 'n doelbewuste besluit maak om uit dit uit te kom. Soos dit vanmôre dalk nodig is vir jou om 'n tree vorentoe te gee, om uit die bank uit te kom, om iets te doen, kom uit. Jy moet daai geestelike manifestasie neem. Maar wanneer jy dit doen vanmôre, dan sing ons saam in die naam van Jesus. Daar is krag in die bloed van Jesus. Daar is krag in die bloed van Jesus. Daar is krag in die bloed van Jesus. Dit was my beter dan die sneeu. Daar is verlossing. Daar's verlossing in die bloed. Bely dit nou. Say, Lord, I repent. Daar's verlossing in die bloed van my Jesus. Daar's verlossing in die bloed van Jesus. Dit was my beter dan die sneeu. Daar is genesing. Daar's genesing in die bloed van Jesus. Daar's genesing in die bloed van my Jesus. Daar's genesing in die bloed van Jesus. Dit was my beter dan die sneeu. Ek het vrede in die bloed van Jesus. Vrede in die bloed van Jesus. Ek het vrede in die bloed van Jesus. Dit was my beter dan die sneeu. As die Here jou lei om vir iemand te bid, ons het gesê dis 'n liggaamsbediening, gaan ondersteun hulle. Sit jou hand op hulle skouer, gaan bid saam. Want daar is krag in die bloed van my Jesus.
daar is krag in die bloed van Jesus. Daar is krag in die bloed van Jesus. Dit was my bitter dan die sneeuw. Kiramambre siamo, embramo sia, ebramaso tinama, riambre vesi ti amo, ebramaso tinanana, emambre stiavanono, siamando tina, le mambre vaso. Ek is verlos in die bloed van Jesus. Ek is geheilig in die bloed van Jesus. Ek's 'n nuwe mens in die bloed van Jesus. Die bloed was my witter dan die ja, dit was my witter dan die sneeuw. Here, ek dank U dat ek nou in die Geestesriem saam met elke boetie en sissie kan bid in hierdie gebou. Elkeen wat 'n besluit gemaak het vanmôre, elkeen wat U aangeroep het, Here, elkeen wat U vertrou. Ek dank U dat U nou by elkeen stil staan en met U papa hart elkeen teen U vasdruk, Here, dat hulle U nabyheid, U vrede sal ervaar vanmôre. Here, dat ons sal besef, ons is tot alles in staat deur Christus wat ons die krag gee, nie deur krag en deur geweld nie, maar deur die lam van God, deur die bloed van Jesus. Kom ons sing dit uit volle bors. I'm no longer a slave to fear. Oh, I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. Oh, I am a child. Ek is nie 'n slaaf nie. I am a child of God. Dankie Here dat ons U kinders kan wees. Dankie dat ons U seuns en U dogters kan wees. Dankie dat U ons nie agtergelaat het om onsself uit te sorteer en ons eie probleme op te los nie. Dankie Jesus dat U vir ons betaal het. En dat U vir ons U verlossing bekend maak. Dankie Heilige Gees dat U hierdie woord lewend en kragtig maak. Dankie dat hierdie logos 'n rema word. Lewende woord van God in my. Dankie Here, al die eer, al die lof, al die aanbidding kom U toe Here. Here, ek bid vanoggend vir elkeen wat U vertrou om vry te kom van enige iets wat skeiding maak in die vlees tussen U en hulle. Dankie dat U elkeen die vermoë gee in Jesus Christus deur die Heilige Gees om hulle bevryding van môre te behou. Ons maak dit vas in Jesus naam. Ek dank U dat hulle toegevou is, ingeplooi is in die bloed van Jesus. En dank U dat U aangaan om hierdie woord vir ons lewend te maak. U is die naprediker.
Nou wil ek elkeen in hierdie plek en die kinders daar buite seën in die naam van die Vader, die Seun Jesus Christus en God die Heilige Gees. Dankie dat ons hierdie week kan uitbeweeg met u salwing, met u krag en met u heerlikheid. Dankie dat u ons in staat stel om die oorwinning te behou. Dankie dat geen versoeking oor ons pad kom behalwe 'n menslike nie, en dat u saam met elke versoeking reeds die uitkoms vir ons gee. Dankie vir u goedheid, u guns. Dankie vir vrede. Dankie vir lewe. Ons eer en Here, aan u alleen kom toe die lof, die eer en die aanbidding tot in alle ewigheid. In Jesus naam.